Ja, so kan ons sien dat die winter nader kruip. Jy kan sien die lang moutjies kom nou uit. En ons dank die Here daarvoor dat ons ook winter mag hê, want dit is hoe die Here dit bestel het. Ons het hierdie absolute voorreg om volgens saam met julle te kan kuier vanuit die Nigel uit, van die huis af. En ja, ons doen dit tot eer van die Here, omdat ons hom lief het. Vir elkeen van julle wat inskakel, wat na ons boodskappe kyk, ons sê vir julle verskriklik baie dankie. Ek hoop dat dit ook julle geestelik voed, sodat julle geestelik kan groei en geestelik kan regmaak om ons Skepper en Verlosser te kan ontmoet. Wat ons weet mos nou nie watter dag dit gaan wees nie. Dit kan vandag wees, dit kan môre wees, dit kan die ander dag wees. Maar eendag gaan ons hom ontmoet van aangesig tot aangesig, en daardie dag wil ons reg wees. Ons wil met blydskap, soos daai liedjie sê, sy poorte ingaan en hom lof kan sing. Ja, wat 'n groot en wonderlike dag sal dit nie wees nie. Julle kan sien, ons het 'n bietjie verander hierso. Ek en Natasha het dit goed gedink dat ons vir julle op die TV kan wys, die prentjies en die goeters. Dit is 'n ander manier van om boodskappe te bring. Ek dink audiovisueel is 'n baie belangrike gedeelte van die manier en metode waarop ons leer, want as ek 'n prentjie sien, veral as ek 'n prentjie sien, dan onthou ek maklik wat was die boodskap gewees. Maar voordat ons vanoggend in hierdie boodskap ingaan, wil ek eers vir myself bid. Want jy sien, ek het 'n ding raak gesien in hierdie week, en dis 'n ding onder ons kinders van die Here en onder ons predikers, dat ons uitvaar teenoor mekaar, dat ons mekaar flenter skeer, en dit deur die woord van die Here. En ek wil vanoggend sê, dit is glad nie my poging nie. Dit is glad nie my poging om enige ander prediker aan te val, of 'n gemeente, of enigiets, of uit mekaar te skeer of niks nie. Ek dink dit is swak karakter, dat wanneer ek sien dat iemand iets anders verkeerd doen, ek maklik deur die woord op my perdjie spring en die swaard uitruk en koppe begin afkap en dinge begin doen, en in plaas van om in my binnekamer in te gaan en te sê, Here, bring ons almal, bring ons kinders van die Here weer onder dieselfde verstaan en insig, Here. Ja, jy sien, ek het vanoggend met 'n klein groepie mense dit gedeel, dat wanneer was die Heilige Gees uitgestort gewees, toe al die apostels, toe al die disippels by mekaar gekom het in die boventrek en hulle eendragtig was, is die Gees uitgestort. Ons poging is nie om enige ander kerk aan te vang nie, en daarom kom bid ek vanoggend vir myself, spesifiek, en ook vir jou daar buite. So, kom ons bid saam. Aba Vader, ek vra vanoggend, Here, dat U Gees sal spreek, Here, dat U sal toelaat, Here, om te sê wat U wil deur my lippe, Here. Hier is my liggaam, hier is my gedagtes, Here. Ek stel dit aan U beskikbaar, Here. Kom wys deur my die weg wat ons moet wandel. Ons eer en ons dankie daarvoor. Vader, ons val niemand aan nie, en ons wil ook geen persoon beseer deur enige van hierdie woorde nie. Ons wil graag, Vader, net nader aan U kom, om weer in gees en in waarheid U te aanbid, soos wat U dit van ons verwag. Ons eer en ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, vanoggend het ek 'n interessante tema. Ek hoop julle kan dit daar sien. Ek en Natasha het deur dit gegaan vanoggend om te kyk dat dit darm sigbaar is. Die woordjie waaroor ek, of die ding waaroor, die onderwerp waaroor ek wil gesels, is herlewing. Herlewing, jy kan sien, daar's 'n ou boomstompie wat lyk my al dood is en afgekap is, en daar groei weer nuwe blare uit. Nou, ek is baie versigtig met hierdie terme herlewing. Ek gaan nou vir jou verduidelik, laat ek eers vir jou die konteks gee van herlewing. Betekenis van herlewing beteken tydperk van geestelike vernuwing, dikwels gekenmerk deur massa bekering en herstel van morele gedrag. Nou gaan ek vir jou sê hoekom ek versigtig is vir hierdie woordjie. Hierdie woordjie, naamlik herlewing. Herlewing beteken vir my dat, en ja, toe ek groot geword het, het ek dit verstaan, dat gedurende hierdie tyd, gedurende die tyd wat die Here gekruisig en opgevaar het, en 'n tydperk daarna, wat die Gees van die Here uitgestort is, en dit is alles wat ons op hoop, dat dit weer moet gebeur. En dan dadelik is daar by my 'n bekommernis van, wat het dan met jou gebeur toe jy tot bekering gekom het? Het jy nie
in jou binneste iets ontvang nie, het daar nie iets in jou gebeur nie, maar voordat ek myself vooruit hardloop, kom ons gaan na ons eerste gedeelte toe. Dit is waarna ek verwys in terme van hierdie skrifgedeelte, Johannes 7:38. Hy sê, en die Here Jesus is aan die woord, en hy is besig om met ons te spreek, en hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Baie interessante gedeelte, 'n ding wat elke kind van die Here wens, ons wens, ek wens, dat Here stort daardie lewende water ook in my uit, sodat ek 'n fontein van lewende water vir ander mense kan wees, en ja, om in die teenwoordigheid van die Here te wees, en ek wil volgende nou vir jou onomwonderlik verklaar, dat God, Jesus en die Gees nie 'n verskillende entiteit is nie. Dit is een persoon. Een persoon, naamlik God, wat op verskillende maniere in ons manifesteer. In daardie tyd het hy gemanifesteer in die vlees, en ons is dankbaar daarvoor. Hy het vir ons weer 'n rigting kom wys, hoe om te wandel om God te kan behaag. Hy het vir ons lering kom gee. Hierdie is gedeelte uit die berglering uit, waarin ons weer onderrig word om te wees soos wat God wil hê ons moet wees. Om verander te word in ons gemoed om te wees soos wat God wil hê. Nou ja, ek het nou laas keer vir jou gesê dat die Here nie 'n skrifgedeelte nie kom maak het nie, maar dat 'n ou skrifgedeelte is net vir ons weer kom skerp maak het. En hierdie gedeelte wat hierbo is, en alhoewel die boekleerders, die Bybelkenners, sê hierdie skrifgedeelte, Johannes 7:38, nie net uit een spesifieke gedeelte uitkom nie, maar die naaste verduideliking waar uitkom is Jesaja 58 vers 11, en hy sê, en die Here sal jou gedierig deurlei, en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Nou dis baie interessant. Dis baie interessant dat die Here vir ons weer kom wys wat is belangrik. En ek wil vir jou vanoggend sê dat ons as kinders van die Here, ek weet nie wat met ons gebeur nie, en ek gaan nou 'n titel daar stel of 'n ding daar sê, en ek wil hê jy moet baie mooi lees wat ek daar skryf. Die klein droompies wat ons droom. Die klein droompies wat ons droom. En waarom koppel ek dit? Ek het in die week 'n program gekyk waar mense hulle laaste wense uitspreek, en die een het gewens vir R1 miljoen, en die ander een het gewens vir dit, en sommiges het gewens dat Captain Jack Sparrow hulle kan kom besoek, en dan gebeur dit so dat hierdie Johnny Depp, die persoon wat op sterwensbed lê daar in die hospitaal, besoek word deur Jack Sparrow. Baie interessant, né, Natasha, dat mense hierdie klein droompies het, hierdie klein droompies wat ons het, wat beperk wat God vir ons kan doen. Is dit nie so nie? Is dit nie so dat ons eerder moet sê, Here, kan ek U in my lewe hê? En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy die Gees van God deelagtig geraak het, as jy by daardie plek gekom het, en ek praat met bekeerlinge, ek praat met mense wat een of ander tyd gevoel het daar in hulle binneste gebeur iets, en daar is 'n honger en 'n dors in jou binneste om die Bybel te lees, en jy begin kerk toe gaan, en jy besef dat jy gewederbaar is, dat die Here jou tot bekering gebring het, en ons het mos nou al daai skrifgedeelte gelees, Handelinge 2:38, wat sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, tot vergifnis van julle sondes, sodat julle die Heilige Gees kan deelagtig word. Nou ek vertrek van daardie punt af uit, dat nou is jy al 'n bekeerling, jy het tot bekering gekom, jy is nou by die plek waar jy graag die Here wil dien, en meer van hom wil weet, en jy begin die Bybel lees, en jy begin die Bybel verstaan, en die Here begin dinge in perspektief vir jou plaas, sodat jy kan sien en kan onderskei wat reg en verkeerd is. En dit is wat die Here graag wil doen, is om vir jou te wys, hierdie is die weg waar volgens jy moet wandel. Maar nou gebeur dit, hierdie ding van herlewing. Wat gebeur met herlewing? Dit beteken, en as ek weer hierdie betekenis gaan lees vir jou, dan gaan jy dalk nou verstaan wat ek sê. 'n Tydperk van geestelike vernuwing. Hoe kan jy vernuwe word as jy reeds tot bekering gekom het? Dikwels gekenmerk deur massa bekeerdery. En ek ken mense
wat vandag op hierdie Sabbat tot bekering kom, en dan gaan hulle die week in, Natasja, dan verloor hulle bekering totaal en al. En dan volgende week, dan moet hulle weer tot bekering kom. En ek het nie oordeel daaroor nie, dit is seker reg, dit is seker jou voorreg om dit te mag doen, maar ek wil vir jou waarsku, en ek gaan jou nou aangaande die skrif ook waarsku, om nie dit te doen nie. En nie om terug te kom na die Here toe nie om afvallig te word in die eerste plek nie. Hy sê dan, herstel van morele gedrag. Herstel, beteken dat ek moreel afvallig raak. Dit beteken dat die Gees van God nie sy werking in my binneste kan kry nie. En ek gaan vir jou skrifgedeelte nou lees, en ek gaan vir jou verduidelik hoe dit gebeur. Hoe dit in my oogpunt gebeur, dat jy by hierdie punt uitkom. 1 Thessalonisense 5 vers 19, een van die kortste skrifgedeeltes in die Bybel. Blus die Gees nie uit nie. Hierdie Gees is met hoofletters geskryf, beteken blus die Gees van God nie uit nie. Moenie daardie plek bereik waar jy minder begin lees in die Bybel nie. Moenie daardie plek bereik wanneer jy minder begin bid nie. Moenie daardie plek begin bereik waar jy agterloosig begin raak teenoor jou aanbidding van die Here nie. En hoe bedoel ek agterloosig? Dat jy eerder aanklank vind in die wêreldse dinge as in die dinge van die Here. Dat jy aanklank vind in sekere dinge. Ek wil nou nie nog 'n persoon wees wat hierdie ding en daardie ding uithaal nie, maar dit staan geskryf, ons kan gaan lees. Galasiërs 5 vanaf vers 17. Wat is die dinge wat vir die Here aanstootlik is, wat vir die Here nie aangenaam is nie? Dronkenskap, braasery, tweespraak, tweedrag, daar's stomp goed wat hy noem, wat hy sê, dit is nie, dan het jy aan die verkeerde kant beland. En dit is hoe ons die Gees van die Here begin wegdryf uit my lewe uit. Want die Here gaan nie saam met jou op pad stap as jy besig is om in jou lewe ander dinge te doen wat vir die Here onbehaaglik is nie. Nee, my water is nie fyn, daar's net 'n bietjie suurlemoen in om te kan help dat ek kan gesels. So gebeur dit dan dat ons maak dat die Here sy hand uit ons lewe begin onttrek. Nie omdat hy 'n God is wat nie omgee, wat nie lief het nie, of dat sy liefde vir jou verander het nie. Ons weet dat Paulus vir ons geskryf het, dat niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En daai skrifgedeelte word baie keer verkeerd gebruik. In die sin van, dat beteken ek kan nou terug aan wêreld toe, ek kan nou gaan terug en gaan jol en gaan dinge doen wat vir die Here onbehaaglik is en verwag dat die Here my nog steeds so lief sal hê. Ja, hy het jou nog steeds so lief, maar die Gees van die Here is nie meer vaardig oor jou nie, hy wil nie meer in jou wees nie, want jy is besig om dit wat heilig is, onthou nou, jy is die tempel van die Here, jy is die plek waar daar's nie meer nou vandag 'n tempel nie, daar's nie 'n tempel waar ons kan heen gaan in Israel, waar ons kan gaan offer nie, ons offer is gedoen. Ons het dit herdenk 'n paar weke terug, dat die lam van God het gekom, hy's vir ons gekruisig, en hy het opgestaan, ons het bevryding gekry en verlossing gekry deur die bloed van die lam. Ons is vrygespreek. Vrygespreek van wat? Van my sondelas, van die dinge wat ek doen met my vlees en in my gedagtes, in my siel. Die dinge wat ek verkeerdelik doen, wat vir die Here onbehaaglik is. Hoeveel keer moet ek dit vandag sê? Sodat ons by 'n plek kom waar God sê, ek sien jou, maar ek is nie met jou nie. Ek het jou lief, maar jy gaan terug moet kom na waar ek is. En dan kom ek by die gedeelte, Natasja, waar ek partykeer hierdie ding bevraagteken. En is ook 'n vraagteken vir my en vir elke kind van die Here, dat ons moet versigtig wees, dat ons nie onder hierdie gedeelte in Hebreërs kom nie. En ek gaan vir jou nou vandag lees, jy kan met jou Bybel so lank soontoe blaai, Hebreërs 6, vanaf vers 4 tot 6, sê hy die volgende, Natasja, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Is dit moontlik? Ja, die Bybel sê dis moontlik. So ek wil vandag vir jou as 'n kind van die Here wat nou al reeds 'n pad stap met die Here en wat op die Here staat maak en
graag wil hê dat hy in jou lewe leiding sal vat, dat hy jou sal leer en sal lei deur sy gees, dat jy nie moet teruggaan na dinge toe waarvan die Here jou verlos het nie. Dat jy nie moet terugval en die wêreldse dinge begin doen en verwag dat die Here jou nog steeds gaan lei nie. Nee, hy praat hiervan dat dit vir ons moontlik is om terug te val. Nie net te backslide nie, maar terug te val en dan weer moet tot bekering. Hy sê dit is onmoontlik. Wat beteken die woordjie onmoontlik? Beteken dit dalk, miskien, 'n klein kans, 'n 20%, 'n 10%, 'n 1%? Onmoontlik in my oë beteken glad nie. Hy sê, dit is glad nie moontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en ek kan myself sien, toe ek tot bekering gekom het, daar die aand in die hospitaal, toe Lucifer vir my kom kuier het en gesê het, hy gaan my siel vat, en ek met alles in my binneste gestry het, gesê, nee, dit kan nie wees nie, en daar 'n pastoor gekom het, om vir my te kom bid, en daar dinge in my lewe gebeur daardie aand, die volgende dag het ek geweet, my lewe het verander. Ek het geweet, my lewe is nou op 'n ander traject, dis 'n ander ek hierdie, dis ek waarvan ek hou, dis ek waarop ek kan trots wees, en ek praat nie van trotsheid teenoor ander mense nie, trotsheid in terme van dat ek in die spieël kan kyk en sê, ek is lief vir myself, en nie meer myself verag nie, want ek wil vir julle vertel, net voor daardie bekering, het ek na myself in die spieël gekyk, net om my hare te kam, nie om vir myself te sê, ek is lief vir jou nie, en sien, as ons nie daardie gedeelte reg kry nie, kan ons ook nie die God, wat ons geroep het, sy gebooie onderhou nie, want hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en as ek nie myself kan lief hê nie, hoe gaan ek hierdie dinge doen? En jy sien, ek was op daardie plek gewees, waar ek gesê het, ek hou niks van myself nie, is beter om 'n einde te maak aan alles. En ek prys die Here. Ek prys die Here dat hy my 'n lae pyntoleransie gegee het, Natansha, dat ek nie sommer van pyn hou nie. Jy weet, as ek 'n naald sien, dan begin ek al klaar op 'n hoop trek, want dit gaan seer wees. En ek het met selfmoordgedagtes gesit, maar ek was bang vir pyn. En ek prys die Here daarvoor, want 'n paar weke later het daar dinge met my gebeur, waardeur ek verander was. En die volgende oggend het ek besef dat hierdie ou persoon is weg. Daardie negativiteit was weg, ek is nou 'n nuwe mens, ek is geroep deur die koning, en weet jy wat is die volgende ding wat ek agtergekom het, Natasha, is dat daar 'n begeerte in my binneste was, om die woord van God te ken. Waar is die woord van God? Hier is die woord van God. Daar is geen ander woord dan hierdie woord nie, Natasha. Dit is die woord, die geskrewe woord, wat vir ons ingegee is, wat goed is vir teregwysing, onderwysing, sodat ons as mens van God kan reg leef ten opsigte van ons taak hier op aarde, ons plig. Daar is nie iets anders te nie. Dit het my 'n begeerte gegee om te soek en die Here te vind. En dan sê hy, en afvallig geword het, om terug te val, om te sê, dis vir my beter om terug te gaan na daardie ou Franswa toe, as om die een te hê wat jy nou het, om die weer tot bekering te vernuwe. Dis onmoontlik, onthou dit nou, dit is onmoontlik om jou te vernuwe, omdat jy ten opsigte van jouself weer Jesus sê om op die kruis te gaan klim. Here, doen dit weer. Dit wat vir hom 'n vloek was, dit wat vir hom absoluut ek weet nie eens hoe om dit te sê nie, ding was wat hy glad nie wou gedoen het nie. Ons onthou dat hy daar in die tuin van Getsemane gebid het, gesê, laat hierdie beker my verbygaan. Hoekom dat? Omdat hierdie onsienlike God, wat vlees geword het, nie kan sondig nie, maar sondige gedra het vir my onthawe. En nou gaan sê ek vir hom, doen dit weer. En dan volgende week as ek daar kom, of volgende jaar, wanneer ons weer by die Pinksterfees uitkom, wanneer ons weer by die gedeelte uitkom waar ons bid dat strome van lewende waters oor ons uitgestort moet word, dat dieselfde ding wat in die boventrek gebeur het, weer met ons moet gebeur, en ek besef dat ek agtergeraak het in hierdie jaar, dat ek weer teruggeval het, dat my morele standaarde weer geval het, dat ek dinge begin dink het, begin doen het, wat vir die Here onbehaaglik is, waarmee ek God nie kan behaag nie, en dinge wat die God, wat ek en jy aanbid, nie gaan aanvaar nie, hy gaan nie, hy sal nooit nie,
God het eenmaal ons sonde vir ons gedra en nie weer nie. Ons is verlos deur die bloed van die lam. Ons is wit gewas, ons is skoon gemaak. Die Here verklaar ook in Jesaja, kom laat ons hierdie saak uitmaak. Dit beteken nie dat ons elke week na hom toe moet gaan, elke tweede maand, elke jaar na hom toe moet gaan en sê, Here, laat ons weer hierdie saak uitmaak nie. Ons moet eenmaal daarby kom en daarin bly. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy tot bekering gekom het, broer, suster, bly daarin. Ek weet dat ons swak is. Ek weet dat dinge ons partykeer onderkry. Ek weet dit. Ek weet dat ons in hierdie wêreld lewe waar dit moeilik is. Ek weet dit en so weet die Here dit ook. Maar hy het vir ons 'n oplossing gegee. Wat is hierdie oplossing? Dat hy strome van lewende water ten opsigte van die Heilige Gees in ons uitgestort het. Dat die Here sê, vat my hand en wandel saam met my. Soos wat hy dit al in die tuin van Eden bedoel het, dat Adam en Eva saam met hom moet wandel. So wil die Here ook in hierdie tyd hê, dat ons saam met hom moet wandel. En dat ons nie moet agterraak, dat ons nie ons hand onttrek en sê, Here, wag 'n bietjie, ek wil net eers hierdie paadjie loop nie. Maar dat ons vernuwe moet bly. En dat ons elke dag daarna moet strewe. Daar's 'n ander skrifgedeelte, ek het nou vergeet om hom te soek. Ek dink hy word in Petrus beskrywe, to being transformed into the image of thine creator, om verander te word in die vorm van ons verlosser. Beteken dit dat ons soos Jesus moet begin lyk en begin optree. Ja, ek sal nie die gesigsuitdrukke of die kenmerke van Jesus hê, lang baard of lang hare. Wat moet dan daar wees? Die Gees van die Here. Die Gees van die Here moet deur my kan spreek, dat mense kan sê, ek kan Jesus in jou sien. Is dit nie jou begeerte in hierdie tyd, om te sê, Here, ek bid, dat strome van lewende water ook in my binneste uitgestort sal word. En Here, as ons praat van herlewing vandag, dan wil ons dit met respek doen, om nie weer terug te val in die wêreld in nie, en nie weer dinge te doen wat vir u aanstootlik is nie. Maar dat ons in hierdie verlossing sal bly, en dat ons daaraan sal werk, dat ons nie moed sal opgee nie. Dit is my boodskap vanoggend, dat ons, as ons praat van herlewing, nie sal praat van terugval in die wêreld, dinge begin doen, wat vir die Here onaanvaarbaar is nie. Dat ons sal terugkom en sê, Here, vergewe my. Ek het al teruggeval, Here. Ek het al swak geword, Here. En ek is skuldig in terme dat ek nie my oog gefestig gehou het op u nie. Dat ek my oë en my gedagtes nie geonderwerp het aan u Gees en aan u woord nie. En dan bid ons, Here, vernuwe ons. Help ons om nou in hierdie tyd te leef soos wat u wil hê. Sodat ons vir u behaaglik sal wees. Dat u weer daardie fontein van lewende water, hoe sê daai skrifgedeelte in Jesaja, dat ons soos 'n tuin wat goed versorg is, sal lyk. Dat duidelik sal wees in die manier wat ons leef, dat ons versorg word deur die ewige God. Dat die water van die fontein wat in ons binneste nie teleurstel nie. Hoekom? Want dit is God. En dat ons vrug sal bring, soos wat dit die Here behaag. Want die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Daar's 'n klomp ander. Kom ek lees hulle vanoggend, né? Beter dan anders dat mense sal my kritiseer, Natasha, en sê, hy ken nie sy eie skrif nie. Kom ons gaan gou na Galasiërs toe. Galasiërs 5. Kom ons doen dit. Kom ons lees Galasiërs 5. Ek wil net by hom uitkom. En ek is klaar verby. Uitsa. Kom sit die boek neer. Galasiërs 5. Nee, jy is by Efesiërs, broer. Ek net my Bybel, my oë hier kry. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie.
Kom ons vra die Here dat sy vrug in ons lewe tot stand sal kom. En ek kan vir jou nou al sê, broer, suster, dit gaan 'n pad vat om saam met die Here te moet leef, om te doen wat die Here van jou verwag. So kom ons onderwerp ons aan sy gees in hierdie tyd, om ons te verander, dat hy kan maak van ons, dat ons, soos daardie gedeelte sê, dat ons die klei is en gevorm word deur die Meester soos hy wil hê ons moet wees. Kom ons sluit af. Aba Vader, baie dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie woord. Ons pleit, Here, dat dit in ons harte sal ingaan, dat ons nie sal terugval nie, maar dat ons sal bly in u woord en in u gees, Here, en dat ons nie sal wegdraai van die dinge wat u van ons verwag nie. Seën ons in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, mag julle 'n vreugdevolle Sabbat hê en mag al die goeie dinge jou pad langs kom hierdie week en mag jy die begeerte ontwikkel om in gees en in waarheid die Here te aanbid en om hom te soek. Shabbat Shalom en vreugde vir julle tot en met volgende week. Groet ek u.